Welkom by Flowering Almond, nog 'n boodskap waar ons gesels oor die vroue in die Bybel. Vandag se boodskap is die 22ste een na wie ons kyk, en dit is Maria Magdalena. Nou Maria Magdalena is dalk een van die mees misverstane vrouens in die Bybel, maar in werklikheid is sy 'n vrou wat Jesus kom bevry het en kom vrymaak het. In Lukas 8 vers 2 lees ons, Maria wat Magdalena genoem is, uit wie 7 duiwels uitgegaan het. Die Bybel noem waarvan sy bevry is en dat sy bevry is. Die Bybel praat nie hierso oor wat sy aangevang het in haar verlede, hoekom sy duiwel besete was nie. Nee, wat eintlik genoem word, is haar bevryding, die feit dat Jesus haar kom vrymaak het. En wat ek en jy uit kan leer, Jesus sien haar vir wie sy is, wie sy kan wees in sy koninkryk, en hy definieer haar nie op grond van haar verlede en wat gebeur het nie. Sy is die vrou wat bevry is. Sy is nie die vrou wat steeds demoonbesete is nie. En die les wat ek en jy vandag daaruit kan leer, is dat baie keer wil ons vashou in ons verlede, aan ons trauma, ons seer, die sondes wat ons in die verlede gedoen het, dinge waardeur ons is, en ons laat dit ons definieer, en ons maak dit deel van wie ons is. Maar as in werklikheid, as ons 'n kind van Jesus Christus is, en ons deel met hierdie trauma, met die seer, ek sê nie ignoreer dit nie, inteendeel ek glo, daar is soveel krag en waarde daarin om met trauma te deel, saam met Jesus Christus, en iemand wat geesvervuld is te kry om jou te help om deur dit te werk, dan is dit fantasties. Maar wanneer jy daarmee gedeel het, is dit belangrik om elke keer wanneer dit wil kom opstaan, om te sê, maar dis nie meer wie ek is nie. Ek is die een wat deur Jesus Christus bevry is, want dit is hoe Maria Magdalena was. Sy was bevry deur die bloed van die lam. Die duiwels het haar nog geken, maar Jesus het haar op haar naam geroep. Hy het haar persoonlik geken. Die tweede punt, sy volg Jesus getrou, selfs wanneer dit moeilik is. Ons lees in Lukas 8 vers 3, sy het Jesus met haar eie middele ondersteun. Maria was nie net 'n sondagvolgeling nie, sy het al haar geld, haar kos, dit wat sy gehad het sy gebruik tot eer van die koninkryk, om Jesus te help onderhou, om sy wandel vir hom makliker te maak, en om te kan bekragtig om dit te doen. En die vraag wat ek het, volg ons Jesus net wanneer dit gerieflik is, of is ons bereid om hom te volg wanneer dit ons iets kos? Want ware disippelskap is nie net in jou aanbidding nie, maar is ook in jou beursie, jou tyd en jou keuses. Dis waar die ware toets inkom, en Maria Magdalena het daai toets geslaag. Die derde punt wat ons uit Maria Magdalena se lewe kan leer is, sy bly die kruis volg, wanneer ander vlug. In Johannes 19 vers 25 sien ons, die disippels het gehardloop, maar Maria het bly staan. Liefde hou selfs aan wanneer dit seer maak. Daar's oomblikke wanneer God stil voel, wanneer hy afwesig voel, maar bly staan en bly vertrou. Maria Magdalena, toe Jesus aan die kruis gesterf het sy nie net weggehardloop nie. Sy het daar gebly tot die einde toe, daar by hom gebly, en sy was ook daar met die nuwe begin, en daarvan gaan ons nou lees. Die vierde punt is, sy soek Jesus terwyl dit nog donker is. Johannes 20 vers 1 sê, vroeg, terwyl dit nog donker was. Sy wag nie vir lig voordat sy beweeg nie. Sy soek Jesus in haar rou, in haar verwarring en in haar pyn. So wat ons hier uit kan leer, die vierde punt, is dat ons moet nie wag tot dinge in ons lewe perfek is, ons omstandighede perfek is, dinge net vir ons uitwerk nie. Ons moet Jesus volg in die nou, daar waar ons nou is. Vroegoggend, laataand, kom ons soek hom, dag en nag, die heeltyd, kom ons wees afwagtend vir hom. Die 5de een, Jesus roep haar naam en alles verander. Johannes 20 vers 16, Jesus sê vir haar, Maria, een woord, een naam, en haar oog gaan oop. God praat met my en jou ook persoonlik, hy roep ons op ons naam, die woord beloof dit vir ons. Maar is ons ore te toegemaak met die wêreldse stemme, met filters van die wêreld, sodat ons nie sy stem kan hoor nie? Of is ons ore oop om ontvanklik te wees vir hom, dat hy een keer kan roep, dat hy jou naam kan sê, en die oomblik as hy jou naam sê, dat jy kan reageer en sê, Here, maar hier is ek, en dan kom maak hy jou vry. Die 6de punt, sy was die eerste getuie
van die opstanding. Julle kan dit gerus gaan lees in Johannes 20 vers 18 en Markus 16 vers 9. Jesus het die grootste nuus van die hele geskiedenis aan 'n eens gebroke vrou toevertrou. Onthou, sy was nie meer gedefinieer deur haar verlede, deur die feit dat sy duiwel besete was nie. Nee, sy staan bekend as Maria Magdalena, die een wat bevry is van 7 duiwels. En Maria Magdalena word toevertrou met hierdie groot nuus wat sy deel. Sy word die eerste prediker van die opstanding van Jesus Christus. So as julle onthou, sy het gegaan om na Jesus se graf toe, en daar was Jesus nie meer nie, en hy het al langs die pad gekry, en volgens sy gaan vertel die ander, en sy het gehardloop en vir die ander gaan vertel dat Jesus lewe. Jou verlede diskwalifiseer jou nie, dit wil uit die Here jou kom red het, en kom vrymaak het van. Dit is nie wat jou vashou en jou diskwalifiseer nie. Die feit dat hy jou op jou naam roep, dat hy jou ken, dat hy jou vrymaak, dit is wat jou kwalifiseer om ook uit te gaan en te gaan verkondig dat Jesus lewe en dat hy opgestaan het en dat hy weer terugkom. Maria Magdalena se lewe wys 'n paar goed vir ons. Bevryding lei tot toewyding. Wanneer ons werklik vry is, kan ons toegewyd wees. Wanneer ons nog vasgevang is, kan ons nie werklik toegewyd wees nie. Ons sien baie keer mense wat sukkel op die pad om werklik Jesus te volg. Maar dis omdat ware bevryding nog nie plaasgevind het nie. En ons moet werklik bid vir ons familielede en ons vriende, in wie se lewens, selfs ons eie lewens, waar ons kan sien, daar's nog nie ware vrymaking nie. Dat bevryding kan gebeur, want dan gaan hulle toegewyd lewe vir Jesus Christus. Liefde bly staan. Haar liefde bly staan, selfs wanneer ander weghardloop, het sy gebly. God gebruik gewone, gebroke mense. Hy kies nie die hoes van die smaarste plekke nie. Ek dink toe ons nou in die Kaap was, toe kom mens weer sien as mens in Bantry Bay en Clifton ry, en mens sien die leefwyse en die verskriklike huise, en my hart breek eintlik, want ek wonder hoe bruikbaar is hierdie mense werklik in God se koninkryk. Daar waar ons is, daar waar ons gebroken is, dis daar waar hy ons gebruik. En dan die opstanding begin by diegene wat soekend bly. Maria Magdalena het soekend gebly. Sy het nie net Jesus, selfs toe hy in die graf was, het sy nie net hom gelos nie. Sy het aanhou soekend bly na hom. Sy het nie opgegee nie. Wie Jesus bevry, stuur hy. Mag jy een wees wat bevry is, wat vrygemaak is. En as jy nog vasgevang voel, vasgevang in jou verlede, in trauma, in sonde, daar is soveel wonderlike mense wat geesvervuld is, wat jou kan help, wat saam met jou kan bid, saam met jou die pad kan stap. Kyk uit vir daardie mense, maak jou hart oop en begin om hulle te vertrou, om saam met jou in hierdie pad van bevryding te leef, sodat jy ook bekend kan staan as die een wie Jesus Christus bevry het, die een wat verkondig van sy opstanding, die een wat bruikbaar is, wat staande bly, selfs wanneer almal anders weghardloop.